Nou ek het gepraat van Edomite en Israeliete. Hulle doen, gooi die Edomite in 'n plek in en jy kry 'n uitwissing van die minderheid. En daardie uitwissing van daardie vrouens en kinders, 34,000 kinders plus 4,000 vrouens plus reeds hulle wat die volk voortoe moes bou, is 'n feitelike hele generasie van uitgewis. En na die Anglo-Boereoorlog toe die vrede van vereniging wat, soos wat ek vroeër gesê het, Jan van Riebeeck wat die Trojaanse perd was, wat deur Sammy Marks die Jood aanbeveel was by Paul Creer, en Paul Creer hom aangestel het as prokureur-generaal, effektiewelik minister van Justisie, wat die Afrikaner Broederbond ook in Pretoria gaan vestig het, en wat die Afrikaner Broederbond voortdurend 'n faktor gemaak het, wat juis die mense was, wat die ophitsing en die aanhitsing tot die Anglo-Boereoorlog georkestreer het. Ek wou net nog gesê het, toe hulle nie met die Jameson inval kon slaag nie, en die Britse regering vir Cecil John Rhodes op termes roep terug Britannië toe, en vir hom sê, dat as hy weer so iets sou poog, om die Boererepublieke in 'n gedagte te bring, dat die Britse regering of die Britse mag hulle aanval, dan sou Cecil John Rhodes se reg om in die hele Afrika besigheid te kan bedryf, mynbou ingesluit, sou hom ontneem word. En dit was 'n groot slag vir die samenswering gewees, maar toe hulle nou gaan sit, of hulle toe op daai stadium gaan sit en hulle werk aan fynere besonderhede van hulle samenswering, toe kry hulle die idee om met die Rothschilds, die eienaar van die Bank van Engeland, te gaan saamsweer, en dit is toe gedoen, en die Bank van Engeland se Rothschild het gesê, hy soek iets in return, I want something in return, ek wil iets terug hê vir dit wat ek julle mee gaan help. En dit is hoekom die hele boervolk se, die Boererepublieke se rykdomme, minerale rykdomme, diamante, goud, platinum, krom, noem dit op, dis feitelik 100% onder beheer van die Jode. Maar dit was die ruiltransaksie wat die Cape Dutch gedoen het, in terme daarvan om die Britte te kom kry, om die Boererepublieke te kom beset. Inteendeel, hulle begeerte was dat die Britse regering 'n aanvalsmag sou stuur om die Boererepublieke te kom binneval. Maar Brittanje het besluit, hulle wil nie die Boererepublieke aanval nie. Inteendeel, hulle het bal gegooi daarteen, in so 'n mate dat selfs die koningin van Engeland in 'n toespraak gesê het, toe sy gepraat het oor die Anglo-Boereoorlog, het sy in 'n toespraak gesê, Britain did not choose to fight this war. Daardeur het sy gesê, Brittanje het nie opsie gehad, hy was gedwing. Hoe? Lord Rothschild het die finansiële krane wat die Britse regering aan die gang gehou het, die Britse troon, die Britse kroning, of die Britse kroon aan die gang gehou het, wêreldwyd, het Lord Rothschild die finansiële krane toegedraai en Brittanje gedwing tot die rand van bankrotskap. Hulle sou etlike maande nadat daai situasie plaasgevind het, sou hulle bankrot gewees het, dan sou hulle totaal nie meer as 'n sogenaamde empire kon bestaan nie. Toe het hulle die Britte geen alternatief gehad as om hulle skepe en hulle manskappe en hulle militêre mag teen die Boererepubliek gebruik om die Boererepublieke op 'n vreedsame manier, nie een skoot was geskiet nie. Dit was 'n onderneming gewees wat die Britte gesê het, 1856 Bloemfontein Konvensie. Was dit neergepen gewees dat daar geen militêre aanval sou wees tussen of inmenging van die Britse regering teen die Boererepublieke nie. Hulle was soewerein gewees, onafhanklik.
En dit kon die Cape Dutch Afrikaners nie vat nie. Onthou, die Cape Dutch Afrikaners was nog steeds onder die empire gewees. Hulle was kolonialers gewees. Deel van die Britse kolonie wat deur Brittanje, wat deur die VOC aan Brittanje verpand is, terwille van skulddelging. En natuurlik was die Cape Dutch baie jaloers daar. Maar aan die agterkant daarvan het ons nog steeds die faktor, ons lees in die skrif, dat Esau het sy broer Jakob gesoek om hom dood te maak. Daardie hinkering van Esau, wat oorgedra is in sy nageslag om sy broer Jakob se nageslag uit te wis, kom baie duidelik deur. En wanneer 'n mens byvoorbeeld sou kyk na die uitwissing van 'n volk, dan wis jy sy identiteit uit. Jy wis sy godsdiens uit, jy wis sy lewenspatroon uit, jy wis sy manier, sy enigste manier waarop hy hom kan vergeld en oorleef, wis jy uit. Dit was reeds van die doelstellings gewees hoekom die Anglo-Boereoorlog so ontsettend cru, rof en blaatant was teen die boervolk. Hier kom die Britse magte in totaal 478.000, amper 500.000 opgeleide soldate wat goed voorbereid was, wat ingeoefen was van reg oor die wêreld, deur die hele Britse empire, vanuit Nieu-Seeland, vanuit Australië, vanuit Indië, kom Gurkhas, opgeleide mesmoordenaars, vanuit Kanada, vanuit Ierland, vanuit Skotland, vanuit Brittanje en Wales. En toe hulle nog steeds nie genoeg mense het nie, toe huur hulle self swart slaafsoldate hier uit Afrika. Oor 100.000. Oor 100.000. Bewapen hulle. Hulle bewapen hulle, Hulle betaal hulle. En hulle betaal hulle om teen die boere te kom veg. En die boere is plaasboere. Mense wat terwille van oorlewing hulle landerye ploeg. En dit is 'n openbaring van hoe groot die almag van die almagtige Vader is. Dat ten spyte van hierdie geweldige aanslag teen die boervolk, dat die boervolk nog steeds nie oorwin kon word nie. Maar Jan Smuts, wat die oorlogsverklaring geskryf het, waarmee die Boererepublieke of die Republiek van Transvaal oorlog verklaar teen Brittanje, omdat Brittanje sy landgebied kon beset het en dit uitlokkend geraak het en die boere belastings moes betaal op hulle eie grondgebied, op hulle eie produkte, aan 'n mag wat hulle kon beset het. Toe kom Jan Smuts en hy bewoord die oorlogsverklaring teen Brittanje. En toe kom die kerk en plaas daai mense onder sensuur. Absoluut, maar die sensuur kom al reeds hier van die Kaap uit. Juis omdat die boere hulle vryheid gesoek het, maar die Kaapse kerke, daar was 'n ander ding wat gebeur het in 1886, as ek reg kan onthou, is daar 'n afvaardiging hier van die Nederduits Gereformeerde Kerk van die Kaap op na Paul Creer toe. Want daar was slegs een geloof wat in die Boererepublieke gehandhaaf was, en dit was sogenaamd die hervormde godsdiens. Gereformeerd, of eerder hervormd. So die kerk het teen sy eie mense gedraai. Presies. En in hierdie kommissie van sogenaamde welmenendheid wat opgestuur is na Pretoria toe met die Boere Volksraad te praat, is daar uiteindelik toegegee deur die boere om sogenaamde godsdienstvryheid te bewerkstellig in die Boererepublieke. En die eerste gebou wat opgerig word in terme van hierdie godsdienstvryheid is 'n moslim moskee in Bloedstraat, Pretoria. En daar sit jy met 'n vesting van die vyand in die midde van die Boererepubliek, in die midde van sy hoofstad. En so begin die een kerk na die ander kerk opgerig te word. En Paul Creer het daarvan geweet. En Paul Creer inteendeel moes die goedkeuring gee daarvoor. Ek het op 'n geleentheid gesê Paul Creer was baie kortsigtig, nommer 1, om 'n Cape Dutch Afrikaner aan te stel as minister van Justisie, om vrede te maak met 'n Jood in die
En ek weet nie hoekom Paul Creer so kortsigtig was nie, en ek wil dit sê, dit was 'n kortsigtigheid. Die man het nie 'n gees van onderskeiding gehad nie. Hy kon nie sy eie vyande identifiseer nie. En vandag sit ons nog steeds met die probleem. Ons kan nie die Afrikaners identifiseer nie, omdat ons hulle nie die geskiedenis ken nie. Ons ken nie die geskiedenis nie. Ons aanvaar die Afrikaners se geskiedenis asof dit vir ons brood en botter is. Ons aanvaar wat hulle vir ons aanbied op video's en flieks wat gemaak word oor die Anglo-Boereoorlog, oor die konsentrasiekampe. Ons aanvaar gelate wat hulle vir ons sê. En dan bied hulle dit aan as daar het 34.000 Afrikaner kinders gesterwe. Daar was nie een Afrikaner in die konsentrasiekampe nie, behalwe die bevelvoerders. In baie gevalle van hierdie konsentrasiekampe was die bevelvoerder Afrikaner, met Afrikaner van soos Barnard. Mense, as ons begin om hierdie feite te begin navors dat ons weet wie ons ware vyand is. Ek gaan nog 'n syfer hier neerskryf. 18. Ek is seker daai syfer sal nie by baie mense in herinnering geroep word nie. Maar hierdie mense, hierdie boervolk wat in die konsentrasiekampe dood is en waarvan daar rekord is ten opsigte van grafte. In 'n kwessie van 18 maande, die laaste 18 maande van die Anglo-Boereoorlog, is daar die 38.000 plus mense vermoor, wat in niks anders genoem kan word as moordkampe nie. Maar dit sluit nie in. Meer onlangs, ek wil nou nie op daai saak ingaan nie, maar meer onlangs was daar navorsing gedoen op van hierdie grafte, onder andere by die Matogo begrafplaas, waar 'n graf oopgemaak is met een naam wat op die rekordboek staan vir daai graf. Maak hulle die graf oop, dan kry hulle tot 3 geraamtetjies, of 3 geraamtes in een graf. In sommige gevalle 4 geraamtes in een graf. Maar daar's net een naam teen daardie graf geregistreer. Mense soos ons belieg en bedrieg, inteendeel, die instansies, die Afrikaner organisasies wat voorgee om hierdie geskiedenis in bewaring te hou vir die nageslag, is juis die mense wat daardie geskiedenis probeer doodgee. Dis juis die mense wat daardie ekstra of daardie geraamtes, die oorskot van die ander 3 of die ander 4, die ander 3 of die ander 2, afhangende van hoe dit is, om daardie oorskot te gaan herbegrawe in die plaaslike lokasie se begrafplaas. En so was hulle uitgevang. Mense hierdie Afrikaner dominasie. As jy die boek gaan lees, The Origin of the Anglo-Boer War Revealed, the Great 19th Century Conspiracy, geskryf deur C.H. Thomas, dan sal jy ook daarin gaan sien dat die totale aanhitsing tot die Anglo-Boereoorlog kan vierkantig voor die deur gelê word van die Cape Dutch Afrikaner. Hy noem goed wat ek nie elders lees nie. Dan is daar baie goed wat ek elders lees wat ek nie in sy boek lees nie. Dan sien ek, hy in baie opsigte maak hy nie onderskeid tussen die boer en die Afrikaner nie. Juis omdat mense nie daar patente is om te kan onderskei wie is boer en wie is Afrikaner nie. Selfs in generaal Manie Marit se boek, My Lewe, My Strewe, of My Lewe en Strewe, lees ek daarvan dat hy praat van 'n sekere tipe Afrikaner wat gaan om die boere in ongunst te bring by die Britte of om die boere se posisies te verklap. Hy skryf onder andere van 'n plek hier in die Weskaap op, in die Weskus op. Ek dink dit kan daar in Calvinia wees, waar hulle die dorp binne ry op soek na die landdros. Die kinders waarby hulle is besig om aan te ry na die dominee, verby die dominee se pastorie. Die dominee is 'n Afrikaner. Dat die kinders met mekaar Afrikaans praat en dan kom generaal Manie Marits met sy manskappe. Dan vra hulle, waar is in Afrikaans? Waar is die landdros se huis? Dan begin die Afrikaner kinders net so omdraai en dan praat hulle in Engels, dan sê hulle, we don't speak Afrikaans. We don't speak your language. Wat kry ons vandag?
Die Afrikaners het boedel oorgegee op elke moontlike manier wat 'n mens aan kan dink. Die Afrikaanse Taalkommissie, die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging, Die NG Kerk. Die NG Kerk, elke organisasie wat die Afrikaner reeds gedink het, dit is sy organisasie, dit is Volkskasbank, dit is Holand Bank. Hierdie goed is gekommersialiseer of ter wille van kommersiële gewin. Trustbank. Trustbank. So kan ons aangaan. Sanlam, hierdie organisasies en selfs die ou onderlinge versekeringsmaatskappy genaamd Old Mutual. Dis alles Afrikaner organisasies geskep deur die vrymetselary. Almal wat in die kommersiële en in die, ek wil amper sê in die wêreldmag toegetree het ter wille van universalisme en die uniewording van en die intrek van die Boererepublieke en die Unie van Suid-Afrika as deel van hierdie gees van universalisme met die doel om die bestaan van elke volk, die identiteit van elke volk en veral van die boervolk uit te wis, om ons diensbaar te maak aan 'n vreemde moondheid. Daai vreemde moondheid en 'n vreemde wêreldleier word fyn gedefinieer in die skrifte ook. Een wêreldregering staan op die drempel seker van die openbaring van die persoon van die anti-Christus, die anti-Messias. Vir baie mense sal dit wees, dis die Messias. Want die skrif sê hulle sal hom aanbid asof hy die Messias is. Daar in daai verband is daar baie goed wat genoem kan word. Maar kom ons bepaal ons vandag en hier by die boervolk. Mense, ek wil vir jou vra. Daai sand wat ek hier gegooi het, waarin ek een hand sand gevat het en gesê het, hulle doel is om die boervolk sprei hulle uit. Vat 'n handvol Edomiete, sprei hulle uit. Laat hulle so onderling met mekaar vereenwording. Presies soos wat in die boek Daniël 2 uitgespel word, die deel waarvan Nebukadneser gedroom het, waar hy by die voete van klei van die beeld gekom het. Die voete en die tone van klei wat gemeng is en wat deur verbastering met mekaar nie kan saamsmelt. Die boervolk is 'n unieke volk, my volk. Die boervolk is 'n unieke volk, 'n volk wat deur die Almagtige uitverkies is om vir hom 'n volk te wees, 'n unieke volk, 'n verbondsvolk, 'n geloftevolk. En ek wil jou vandag vra, my liewe boer, my medebroer, my medeboergenoot, boerin, leef jy nog as 'n boer? Het jy jou identiteit as 'n boer ontdek? Het jy jou identiteit as 'n Israeliet ontdek? Het jy jou identiteit ontdek as iemand wat verbind is tot die geloftes wat hierdie volk afgelê het? Daar's 'n rede hoekom daar in die geloftes staan dat hulle daardie dag as 'n Sabbat sal huldig. Want juis omdat hulle Israeliete was, juis omdat hulle geweet het, hulle kon nie 'n Sondag huldig nie, want 'n Sondag het nie vir hulle enige verwantskap gehad met wat Sabbat is. En so in hierdie verband, mense, wil ek vir jou vra, is jy bereid as boer, as jy sê, ek is 'n boer, is jy bereid om op te staan en te sê, ek gaan my herkoms herontdek, ek gaan my wortels navors, ek wil dit herontdek, om op te staan en te sê, ek skud hierdie Afrikaner juk wat my opgelees 1902, toe die boervolk onderwerp is aan die Cape Dutch Afrikaner, en daarna die onwettige universalisering van die Boererepublieke en die Unie van Suid-Afrika. Is jy bereid om daai geskiedenis te gaan navors en te besef hoe onwettig dit was, ongrondwetlik en onwettig internasionaal, wat die internasionale reg aanbetref onwettig. En hoe selfs Hendrik French verwoed die Verenigde Nasies se resolusie 1514 en 1515 omseil het, terwille daarvan om hierdie universalisme te kan behou. En al wat gebeur het is,
Die land se naam het verander van Unie van Suid-Afrika na Republiek van Suid-Afrika met presies dieselfde, alles het dieselfde gebly. Sy geldstelsel het verander na desimale stelsel. En die SI, die desimale stelsel met die matrieke wat eerder die SI stelsel is gebruik in plaas van die Britse stelsel. Nog 'n ding wat ek wil sê van Hendrik French Verwoerd. Hy het, en ek weet die sleutel daarvan lê versteek in die boekverslag. Maar hy het toegelaat dat die sogenaamde mynmagnate wat in Suid-Afrika kom vestig het of hulle besighede hier kom vestig het terwyl daarvan om die goud en diamante en die minerale rykdomme van die boererepublieke te kan eksploiteer, maksimaal te kan eksploiteer, het hulle baie belastingtoegewings gehad, waar volgens hulle nou investering kon doen, nuwe strukture opsit, nuwe industrie vestig, maar ontsettende groot belastingvoordele wat hierdie buitelandse sogenaamde eienaars van hierdie maatskappye en ook van hierdie minerale rykdomme wat hulle geniet het. Met ander woorde, ek en jy is belas om belastings te betaal wat hierdie mense eintlik gefundeer het, hulle befonds het om hulle strukture hier op te sit, op te rig. Terwyl hulle hierdie geweldige groot winste gemaak het op die boererepublieke se minerale rykdomme. Ek wil nog iets sê van Hendrik Verwoerd. Hy het toegelaat onder sy regeringskap, het hy toegelaat dat duisende anderskleurige swartes vanuit buurstate in die myne kon werk het. Sogenaamde trekarbeiders. En daardie trekarbeiders het verbaster met die vrouens, die swart vrouens wat ook in die land is. So hulle het kinders verwek wat blyfreg in die land gehad het. In 'n kwessie van minder as 80 jaar het die swart bevolking van binne Suid-Afrika gegroei van ongeveer 8 miljoen tot meer as 50. Dan wil ek vir jou sê, my boervriend, my boere genoot, dat ons laag voor Vader se troon gaan buig. Dat ons sal bekeer, dat ons sal terugkeer na die geloftes wat ons voorouers gemaak het. En ons hoef nie nuwe geloftes te maak nie. Ons moet net bly by die geloftes wat reeds gemaak is. En nou wil ek terugkeer. Daar's baie van ons mense wat glo, toe Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het op 6 April 1652, dat hy daar gekom het en dat die Afrikaners nou sê, hy het 'n gelofte daar afgelê. Moenie die leuns van die misleiers glo nie. Ek sit met 'n dagboek van Jan van Riebeeck, 'n afskrif van sy dagboek, waarin hy aangeteken het dag vir dag, selfs wat die weerpatrone was. En dit was eers 2 jaar na die Jan van Riebeeck se voet aan wal sit. Dit was met die herinnering van die herdenking van die 2de jaar nadat hulle aangekom het, wat hulle die eerste keer saamgeroep is en gesê het, kom ons dank God, die God sonder naam, kom ons dank omdat ons hier is. Dis wat Jan van Riebeeck gedoen het. Die algemene God, die God sonder naam, die Here wat in die Bybel beskryf, in die vertaalde Bybel beskryf word, maar waarvan die naam van die Almagtige 7528 keer verwyder is. Mense, ons moet terugkeer na die waarheid van die woord, terugkeer na die oorspronklike, nie hierdie vertaalde wat deur vrymensaars vertaal is. En ek wil jou daag, ek wil sê, boervolk, word wakker, kom uit jou narkose, kom uit jou Afrikaner narkose uit, herontdek jou wortels, herontdek jou erfenisse, en maak gereed om die boererepublieke weer in
wat die mense dit, toetrede. om die Boererepublieke weer In te neem. herstel te kry. Want daar kom 'n dag, glo my, daar kom 'n dag. Gaan lees maar in die skrif, Sefanja 3. Daar kom 'n dag wat die Boererepublieke weer herstel gaan word. Siener van Rensburg het dit geprofeteer. Johanna Brandt het dit geprofeteer. En ek wil vandag vir julle sê, ek glo dit. Ek wil dit sê. Maar ons moet gereed kom om ons erfenis in herbesit te neem. Geseënde dag. Ja, ek blaas die hoeter daar. Sammy Marks, shrewd businessman, diplomat and founder of Vereniging, offered this site where Boer and Brit could negotiate peace to the end the Anglo-Boer War of 1899 to 1902. From 15 to 30th May 1902, 60 delegates from Britain and 60 delegates from the twee Boer republics. Ons het 'n ongelooflike ryk geskiedenis, maar ook 'n geskiedenis wat geweldige baie hartseer het. En ek het hier in my hand die boom wat jy nou gaan sien. Dis 'n akkerboom. En 'n mens kry eintlik hoendervleis as 'n mens hierso staan, want hier by hierdie boom het die boere gesit nadat die Britte wederregtelik in hierdie land van ons ingekom het en die boerevolke geweldige groot skade aangedoen het in die Anglo-Boereoorlog, in die Eerste Vryheidsoorlog sowel as die Tweede Vryheidsoorlog. En onder hierdie boom het die boere gesit en besin, gaan hulle oorgee en sê Brittanje, vat maar ons land, of gaan hulle verder veg? En die hartseer van dit is dat hulle moes gaan onderteken het om te sê dat hulle basies hulle vryheid weggee. Vir my as 'n boer, en ek glo baie van u het nou maar 'n verskil, maar hierdie F.W. de Klerk hierso, dink ek Nes Jan Smits was hy ook 'n groot boereverraaier gewees. Nou wat hy gedoen het, en as 'n mens kyk in die omstandighede waarin die boerevolk om weer vandag verkeer, nee, om te onderhandel oor sy vryheid. Maar dit is nogal 'n belewenis om hierso te staan in vereniging by hierdie geskiedkundige monument wat hierso was, en ek is seker dat as die boeregenerale vandag hierso gestaan het, so ek vir hulle gesê, dankie dat julle nooit moed opgegee het en aanhou geveg het. Maar daardeur wil ek ook sê dat dit so jammer is dat 38.000 boervrou en kinders in hierdie Britse moordkampe moes gesterf het onder die Britte se hande. Maar dit is nogal 'n ervaring om vandag net hierso te staan, as 'n mens so luister na die torrelduwe, hier's heelwat dennebome, en 'n mens luister na daai lied van hulle, en hulle is vry vandag, hulle kan gaan waar hulle wil. En vandag sit ons, die boerevolk, weer in 'n dilemma. En ja, ek het al met baie keer met mense gepraat, en dit is goed as elkeen nou maar sy opinie en goed gee. As ons nou terugkom na Hendrik Verwoerd se tydperk toe Suid-Afrika 'n republiek geword het in 1961, en die verdrag wat hy moes geteken het, en daar was onderhandel gewees, nee, dat die twee republieke, die Transvaal en die Vrystaat, terug moet gegee word aan ons boerevolk, en wat nooit gebeur het nie. Maar hier is nog vir u 'n stukkie geskiedenis
wat ek dink bitter min mense al ooit gesien het. En hier het die boere-generaals gesit en seker maar gewonder, wat is die pad vorentoe? Die verraad wat teen die boerevolk gepleeg is. Daar is soveel boeke geskryf, die wel en wee, die smarte, wat hierdie boere op kommando ook maar moes deurgegaan het. As 'n mens kyk na die rebelle van die Stormberge, in die bittere koue daar in die distrik van Dordrecht, dan is dit eintlik onbeskryflik wat so baie van hulle opgeoffer het vir my en vir jou se vryheid. En so baie van hulle was ook weggevoer. Sint Helena, Indië, Ceylon. Kinders so jonk as ons kleinkind wat nou so af en toe hier voor die kamera verbygeloop het. Wat soontoe gegaan het, vir die eerste keer in hulle lewe 'n skip gesien het. En ook die laaste keer dat hulle op so 'n skip gery het. Ek gaan nou vir u wys, min of meer volgens professor Raad se boek, waar die konsentrasiekamp min of meer was. U wat hier in vereniging bly, as u dalk meer weet, of nie noodwendig vereniging nie, as u dalk seker is waar die konsentrasiekamp is, ons kan dit altyd aanpas. Maar ek wil vandag vir hierdie boere-generaals wat hier gesit het, wat so baie opgeoffer het, net dankie sê. Dis vir my, my vrou, my kleinkinders, my seuns, u daar wat na die program kyk, 'n groot voorreg om te dink dat hulle nooit moed opgegee het nie, dat die vrouens, maak nie saak wat se omstandighede in die konsentrasiekampe beleef het, nog steeds hulle mans aangepor het en gesê het, moenie ophou nie. Ons gaan nie opgee nie, moet julle ook nie opgee nie. Die onderhandelinge tussen 60 verteenwoordigers van die twee boererepublieke wat gelei het tot die ondertekening van die Vrede van Vereniging in Melrose Huis, Pretoria. Op 31 Mei 1902 is op hierdie terrein gevoer, onthul deur die staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika, meneer F.W. de Klerk, op 31 Mei 1992. Want as die ene se stam so lyk, en jy kyk by die boom, hy lyk net so groot. So daai boom moet ook 117 jaar oud wees. Dis maar hoor die voëls, né? Ja. Ek gaan moet dit klippe skoonmaak. Dit is vol met die stof. Wat een? Daai plaat. Ja. Dis vol met die stof. Ek weet nie of 'n mens nou kan